Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en ons gaan aan met ons reeks oor wie kan Jesus gebruik. En vandag wil ek vir julle sê dat Jesus kan sondaars gebruik. Nou, jy gaan dalk vir my sê, nou hoe gaan Jesus sondaars gebruik wat so sondig? Nou kind van God, in Matteus 9 vers 10, in Lukas 15 vers 1 en in Lukas 5 vers 29 staan daar dat Jesus het saam met die tollenaars en die sondaars geëet. Nou, jy sal vir jouself sê, ek, saam met mense wat so sondig eet, daar's nie manier nie. Nou kind van God, weet jy hoekom het Jesus jy saam met die mense geëet? Dis omdat hy gesê het, hy het gekom om juist die wat siek is, te kom genees. En dis daai mense wat siek is, kind van God. Die mense wat so oorlaai is met sonde. Die mense wat net nie van hulle ou gewoontes kan afleer nie. Dis vir hulle wat hy gekom het, sodat hulle die ewige lewe in oorvloed kan hê, om hulle harte vir hom te gee. En natuurlik het hy vir ons ook gekom wat ons harte al vir hom gegee het. Natuurlik. Ek meen, dis juist hoekom hy vra vir ons om uit te gaan, maak disippels. So ons staan saam met Jesus aan sy kant. Want ek glo nie een van ons wil hê dat die wat sondaars is, moet verlore gaan nie. Ek meen, dink jouself daaraan, om in 'n ewige vuur te beland, nee, ek kan nie eens daaraan dink nie. En dis hoekom dit so belangrik is, kind van God, om vir die mense wat se harte nie vir Jesus is nie, die mense wat nie kinders van Jesus is nie, nie te Bible bash nie, want dit is die verkeerdste ding wat ons kan doen, is om vir hulle so te gooi met die woord, so te wurg basies met die woord, dat jy hulle verder wegdryf, maar om vir hulle 'n Boeta en 'n Sissa te wees, om vir hulle te wys, dat om 'n kind van Jesus te wees, dit is nie, hoe sal ek dit nou sê, dit is nie om nou hierdie persoon te wees wat nie eens mag omtrent asemhaal of sy lewe geniet nie. Daar is soveel oorvloed in 'n kind van God se lewe. Dis op 'n heeltemal 'n ander vlak as in die wêreld, kind van God. Hierdie oorvloed wat ons het by Jesus Christus, dit is 'n ewige oorvloed. Dit is ewige skatte. Die wêreld se skatte, ja, ons kan dit sien en ja, dit is daar, maar dit hou net 'n oomblik. En dan die ewige skatte is dit wat in die hemel is. So kind van God, ek wil jou vandag bemoedig dat as jy weet van 'n Boeta en 'n Sissa wat nie vir Jesus is nie, wat nie vir die koninkryk is nie, bring hulle voor God, bid vir hulle, wys vir hulle die vrug wat 'n kind van God in hom of haar het. En ek kan vir jou definitief sê, daar gaan iets in daai persoon se lewe aangeraak word, daar gaan iets oopgebreek word, want dit is wat met hierdie sondaars gebeur het en die tollenaars, toe hulle saam met Jesus geëet het, daar het iets in hulle lewe oopgebreek van die evangelie. En dit is wat ons moet doen, want ons is die hande en die voete van Jesus. Of wat sê ek? Vat hierdie woord en mag dit ook iets in jou lewe oopbreek en mag dit jou bemoedig om die hande en voete van Jesus te wees en vandag en in die dae wat voorlê 'n Boeta en 'n Sissa na Jesus toe te lei. Mooi dag vir elkeen. Totsiens.